Prys die Here. My broers, my susters, wat 'n wonderlike voorreg om weer vanoggend jou te bemoedig om vir jou te sê, wat 'n wonderlike dag is dit nie, die dag wat die Here gemaak het. Kom ons verbly ons in die Here. Kom ons weet hy is God. Kom ons weet hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin, hy is die einde, hy is die eerste, hy is die laaste. Hy is die God wat gaan kom om hierdie wêreld te oordeel. Maar ek en jy het 'n wonderlike voorreg, want ons het Jesus Christus as ons saligmaker en ons redder. En daarom, hy is vir ons gekruisig aan die kruis. En sy bloed het gevloei, sodat ek en jy vergifnis kan kry. En daarom wil ek vir jou aanmoedig. Maar nou nie dink Goeie Vrydag of die kruisiging is maar net 'n oomblik is gekond en dis dit en dis nou 'n dag van vakansie en 'n dag van syp en hoer en remoer en goed en sonde doen en goed aan God terg. Nee, dis 'n dag wat ons het om deel te hê aan Jesus se kruisiging. Al is die dag verkeerd, al is dit die datum verkeerd, so wat. Ons het hierdie dag wat Jesus gekruisig is. So en jy weet, Jesus het vir ons gelei in die kruis. Hy het gesterf vir 'n sondaar. Hy het al my sondes, daar waar ek mense bedrieg het, steel het, moord gepleeg het in my gedagtes, waar ek mense gevloek het, geskel het, ingedoen het, jy kan dit noem, en beskinder het, en sleg gesê het en goed, en het hy aan die kruis gedra, om my te was, my te reinig. En hy het my skoon gemaak, en ek het soveel rede om vanoggend vir jou te kan sê, Jesus is 'n werklikheid. Die woord is 'n werklikheid, en die woord het vir my en vir jou gesterf. Kyk wat sê die psalm agter. Psalm 106 vers 4. Dink aan my, o Here, na die welbehae in u volk. Nou die vraag is, dien ons volk regtig God? Ek weet nie, kom ons kyk môre. Dan sê die woord ook verder, hy sê, besoek my met u heil. En wat gaan jy doen as die Here jou gaan besoek, en jy word te lig bevind? Wat gaan jy dan doen? Jy weet, die woord sê, die loon van sonde is die dood. En jy weet, die Here hou vir ons lewe en hy hou vir ons die dood voor. En ek het Sondag daaroor gepraat, waar ons mense die dood kies. Waar ons onderstel is om lewe te kies. Want hy sê, die loon van sonde is die dood. En die hel, die pad na die hel toe, is breed en almal vind dit. Maar die pad na die ewigheid is smal. En die woord sê, min vind dit. So baie min wil regtig die Here dien, opreg dien. Maar baie meer wil die mense sondig en God terg en God die vyand maak. Mense, ons kan dit nie doen nie. God het ons lief. Hy het ons so lief gehad, dat hy sy seun aan die kruis laat sterf het, om my te red, jou te red. Hy het jou lief. Hy kan jou verlos, hy het die krag om jou te verlos, hy het die mag om jou te verlos. Hy het die mag om jou te genees, hy het die mag om jou lewe te herstel, jou huwelik te herstel, hy het die mag om jou lewe te herstel. Ek is 'n lewendige getuienis daarvan. Waar my lewe gemors was, ek getuig weer vanaand, om 7 uur getuig ek weer, hoe die Here my aangeraak het, en waar ek alles verloor het, en waar die Here my opgetel het, en waar ek vandag net vir die Here werk. God is 'n werklikheid. Ek beleef sy goedheid, sy guns, sy genade elke dag. Ek sien die hand van die Here in my lewe. Mense, ons draai terug na die Here toe.
Ek is net bang as die Here jou gaan besoek en hy vind jou te lig. Wat dan? Die woord van die woord sê, die loon van sonde is die dood. En dis wat dis nie wat die Here in gedagte het nie. Want as jy moet doodgaan, is jy regtig hel toe. Daar is nie 'n tweede kans. Die woord sê terwyl jy nou nog 'n geleentheid het, vind hom, terwyl jy nou nog 'n geleentheid het. Baie van ons mense is aan 'n gemors, baie van ons mense loop rond met 'n geleemte in hulle lewe. Waar hulle so 'n leemte in hulle self het. Daar's niks wat dit kan volmaak of heel maak nie. Jy het Jesus nodig. Ek het ook daai leemte gehad. Jesus het myne vervul. En dis al wat gewerk het. Al die ander dinge, nie drank, seks, niks het gewerk nie. Dwelms, niks. Pornografie, niks. Dobbelery, niks werk nie. Daar's niks wat werk nie. Behalwe Jesus, the Son of a living God. Kom ons sluit die oë. Here Vader, ons kan vanoggend alleenlik na U toe kom. Here, deur U Seun Jesus wat die weg is, die waarheid is, die lewe is, die lig is. Dankie Here vir U woord wat mens geword het, wat ook vir ons gesterf het aan die kruis, wat ons sondes op hom geneem het, wat opgestaan het uit die dood uit. Ja Here, wat triomferend is oor die dood, wat opgevaar het na U toe, sodat ons die Heilige Gees kan kry. Here, vanoggend, Here, bring ek my broers, bring my susters voor U, Here. Here, en ek vra U, Here, om te help, dat hulle tot werklike bekering kom, dat hulle U sal maak, hulle verlosser en zaligmaker, laat U, Here, hulle sal vrymaak van die verlede en van dit waarin hulle self bevind. Here Vader, en dat hulle kan strewe na heiligmaking, want die woord sê sonder heiligmaking sal ons die koninkryk van God nie beerwe nie. Here Vader, en dat ons gevul sal wees met die Heilige Gees, Here. Here Vader, o Here, asseblief Here, want die woord sê ek en Jesus saam het die toegang deur een Gees na die Vader. Here, dit staan in Efesiërs 2 vers 18, Here. Here Vader, en ek hou vas, Here, dat die Gees ons lei, dat die Gees ons toegang is, Here. Ek hou vas, Here, dat ek en Jesus een kan wees, Here, want Jesus self het gesê, Vader, soos ek in U is en U in my is, soos hulle in my en ek in hulle. O Here, laat ons een met Jesus kan wees wat die weg is, Here, na die waarheid, Here. Here, kom vanoggend. Here, die psalmdigter sê, Here, besoek my met U heil. Here, besoek my, Here. Sien of daar enige bedrog in my hart is, of daar enige gedagtes is, Here, of ek hier roof, of ek hier besteel, of ek hier indoen, Here, sien, Here, of daar enige leuen in my hart is, o Here, vanoggend, Here, wil ek hê, Here, sien, Here, ek is bereid om te bekeer, ek is bereid om te sê, Here, ek is jammer, Here, was my, reinig my, vergewe my, in die magtige naam van Jesus Christus van Nazareth, Here Vader, in U heilige naam vra ek dit. O Here my God, ek kom vanoggend, ek tree in, Here, ek weet baie van ons is eie wys, hardkoppig, hardnekkig, Here, ons slimheid, Here, maak ons dom, Here. Here, en ons vra U, vergewe ons. Here, vergewe ons. Asseblief, Here, vergewe ons volk. Bring ons volk eerder terug op hulle knieë, Here, dat ons U kan aanbid in gees en waarheid, Here. Here, ek bid ook vir Israel, wees so saam met elke man, vrou en kind daarso, Here. Seën hulle, behoed hulle, bewaar hulle. Here, beskerm hulle, Here. Here Vader, versterk hulle, Here. Here, ek wil ook bid vir hulle leiers, laat U vir hulle goeie insig, wysheid en kennis gee, Here. Here, ons dink ook in Jerusalem, Here, wat is die stad waarin U naam leef, o Here.
Here, ons bid vir vrede vir Jerusalem in die wonderlike naam van Jesus Christus van Nazareth, o Here. Here, dit vra ons in die wonderlike naam van Jesus Christus van Nazareth, tot eer van God, Abba Vader, die God van Abraham, Isak en Jakob, Jehovah, Here, Yahweh, onze Vader, die Almagtige, Adonai, King of the Universe, ja, Here, deur die krag van die Heilige Gees. Dankie, Here. Amen en amen en amen. Mense, dit gaan 'n wonderlike dag wees. Ja, wees geseënd, weet dat die dag gaan goed wees, dit wat die Here vir ons beplan het. Ons gaan sien hoe goed gaan die dag wees. Ja, onthou vanaand as dit kom saam, dit is my dis die getuienis aand waar ek weer getuig vanaand van God se goedheid. So kom luister graag, kom luister gerus. Jy moet kom luister vanaand asseblief man. Skakel op my Facebookblad in. Ja, dit begin 7:00, ons is 8:00 klaar. So ja. En deur môreoggend sal ek erediens hê so 10:00 op die lig. So en dan môreaand het ons kom saam waar ons die Here net gaan prys en worship. So ja. Ek loof en ek prys die Here. Wees geseënd, wees gegroet tot dan 'n wonderlike mooi dag. Bye bye julle. Shalom.